Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 24 April vir verdere studie. Dink aan die woorde wat jy die afgelope 24 uur geuiter het. Hoe sou jy dit beoordeel? Was dit liefdevol, goedhartig, vreugdevol of opheffend? Of dalk woorde van uitputting, frustrasie, angs of woede of van kwaadwilligheid en geskinder? Die Bybel sê in Matteus 12 vers 34, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons almal was al gefrustreerd, moeg en oorspanne. In hierdie gemoedstoestande kom die vreemdste woorde oor 'n mens se lippe, woorde waaroor jy dikwels later vreeslik spyt is. Wanneer die liefdesgevoel in 'n mens opwel, daarenteen is alles wat jy sê die ene liefde. Insgelyks openbaar die woord van God die Vaderhart en sy bedoelings teenoor ons. Hoe wonderlik is dit dat ons God se woorde, wat reg uit die Vaderhart kom, by ons in die vorm van die Bybel het. Wat 'n ongelooflike voorreg om terug te kyk en te sien watter mag die woorde van God reg deur die geskiedenis gehad het. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Education, bladsy 260. Dit is tog so maklik om die Bybel te gebruik, asof dit 'n naslaangids vir morele gedrag is, een waarop mens ag slaan mits dit in pas met die heersende tydgees en met ons plek en belewenis in hierdie wêreld is. Om die skrif in die regte lig te beskou en te sien wat dit in werklikheid is egter 'n veel groter uitdaging. Dit is die woord van die lewende God, die gelowige se lewenswoord. Dit is die woord wat ons gedagtes, ons woorde en dade behoort te transformeer. Dit is die lig waarin ons dit moet beskou. Enige iets minder kom op 'n verwerping daarvan neer. Hierdie verwerping, en dit deur diegene wat bely om die Bybel te volg, is juis die grootste rede vir die skeptisisme en versaking van die Here wat by ons jeug te bespeer is. Ellen G. White, Education, bladsy 260. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink aan al die logiese en sinvolle redes vir die geloof wat jy koester. Dalk het jy meer redes as wat jy besef. Vraag nommer 2. Hoe verseker jy dat Bybelstudie en gebed die grondslag van jou verhouding met God is? Hoe kan jy sonder gebed en Bybelstudie 'n verhouding met hom hê? Vraag nommer 3. Wat is jou aanbeveling vir iemand wat sy of haar vriendskapsbande met God hegter wil maak en waar in die Bybel moet hulle begin lees? Vraag nommer 4. Hoe leef mens van elke woord wat uit die mond van God gaan? Hoe lyk dit prakties gesproke in jou eie lewe? Deuteronomium 8 vers 3 sê vir ons, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vader nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Vraag nommer 5. Wat sê die volgende skrifgedeeltes oor die woorde wat God spreek? Hebreërs 11 vers 3 lees, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Psalm 33 vers 6 sê vir ons, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Matteus 11 vers 4 en 5 lees, en Jesus het geantwoord en vir hulle gesê,
Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê vir ons, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Efesiërs 6 vers 17 lees, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Vir die laaste vers lees ons Jakobus 1 vers 21. Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ter opsomming, die Bybel is 'n lewende en kragtige boek. Die lees van die woord is die fundamentele antwoord vir 'n toenemend hegter verhouding met die Here. Nie net leer ons daaruit van sy wonderlike karakter en sy interaksies met die mensdom deur die loop van ons geskiedenis nie, dit spreek ook tot die moderne mens, tot jou en tot my. Ja, tot elkeen wat dit met 'n nederige gees oopslaan en bestudeer. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons kom na U toe met oneindige dankbaarheid. Liewe Heer, vir hierdie studie, dat ons hieruit kan leer en dat ons kan besef, liewe Vader, ons is tog nie so naby aan U soos ons besef nie. Gee ons asseblief die krag, gee ons asseblief die wysheid en die insig en help ons om die tyd te maak, liewe Heer, om egter aan U te wees. Help ons om die tyd te maak om U woord nie net te lees nie, nie net 'n vinger neer te sit en die vers te lees waarop hy land nie, maar liewe Vader, om intieme bestudering met die invloed van U Gees te kan deurgaan. Ons dank U vir die voorreg en ons dank U vir die goedheid, U guns en U liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.